Dominee het bietjie vroeër genoem ook van die VGK of die Vrygereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. So wat is die verskille of die ooreenkomste tussen hierdie twee kerkverbande? Ja, histories was die hele saak rondom die vrymaking was 'n geweldige belangrike punt. Ek dink ek sou sê vir die eerste 30 jaar van ons gesprekke, want van die begin af was daar gesprekke met die GKSA. Sure. En die eerste 30 jaar het eintlik maar aan die teken gestaan van hoe kyk julle na die vrymaking? Dit was ons vraag aan die GKSA. En op 'n stadium dink ek het ons besef van goed, ons kan nie meer dis nie meer 'n geldige rede om uitmekaar te bly nie. Dan kry mens ander redes, hulle verhouding met ander kerke, dinge soos eredienste, die tweede erediens was altyd 'n vraag van ons aan hulle kant. My gevoel op hierdie stadium sou wees dat ons het hulle erken as kerke van Jesus Christus. Daar is dinge wat ek dink by ons vrae oproep. Dinge soos hulle verhouding met die NG Kerk, dinge soos die vrou in die diakenamp, en dan ook nog hulle gebruik van die sogenaamde kloeteberuiming. Ja. So dit is dinge waaroor ons nog praat, maar ek is van die oortuiging dat die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, die GKSA as kerkverband, 'n kerk van Christus is, wat met alle gebreke net soos onsself probeer om naby die woord van die Here te lewe. Ek dink wat dit moeilik maak is 'n heelwat groter kerkverband, daar's meer diversiteit. En daar is kerke wat hulle eie kop volg op die stadium. Hulle is ver in die minderheid, maar daar is kerke wat hulle eie kop volg, veral rondom vrou in die amp. Nie net vrou in die diakenamp, maar ook vrou in die ouderlingamp. Okay. En dit wek kommer by ons, maar dit wek ook kommer by die behoudende Gereformeerde kerke. So ek is persoonlik baie dankbaar vir ons samewerking met die GKSA. Ek is baie dankbaar vir hulle getrouheid aan die woord van die Here en my bede is dat ons al hoe nader aan mekaar sal groei. En ek dink vir daardie doel, ek dink daar leef by van die GKSA gemeentes 'n persepsie dat